Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek is geseënd en baie bevoorreg om hierdie leerstelling in 'n afgeleë gebied in die middel van die Bosveld te maak. Alleen, privaat, op my eie, net ek en die Here alleen. Dit is 'n woord, 'n opdrag van God af. Ons gesels vandag, gesels ons oor Paasfees volgens die egte, suiwer evangelie van God. My liewe broer en suster, vandag gaan jy baie leer, en ek glo en vertrou dat jy iets anders te gaan sien as wat jy gewoond is. Dis hoekom die Here my uitgestuur het, dis hoekom ek so netjies aangetrek het, want dit is 'n absolute eer en voorreg vir my om hierdie woord te kan bring, 'n woord wat nie net vir ons raak in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld. En ja, ek maak dit vandag baie hard en duidelik dat hierdie leerstelling kan nog baie langer gewees het. Dit kon ook nog baie meer spesifiek en tegnies gewees het. Ek het dit juis ingekort sodat dit nie te lank sal wees nie. Die boodskap van hierdie leerstelling is baie, baie kragtig. Vandag, môre, vir die res van die week gaan ek vir elkeen van julle stap vir stap bewys hoe ver ons Christelike kerke werklik van God sy perfekte woord en opdragte weggelewe het. Hulle mis die egte suiwer evangelie van God se woord totaal en al. Kyk vandag na jou land. Kyk vandag na Suid-Afrika. Kyk hoe lyk ons mense. Ons land is totaal en al vervalle. Ons mense is geestelik siek hier buite. Dit alles met tientalle verskillende kerke rondom ons, onder wit, bruin en swart mense. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Ons mense moet begin vra. Ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Nergens kan God se Heilige Gees binne ons land, selfs binne die wêreld gesien word nie. Daar is groot probleme, my liewe broer en suster. Oral waar ek kyk, sien ek rooi ligte. Voor ek hierdie leerstelling stukkie vir stukkie, dag vir dag begin oopbreek aan julle, het ek twee baie belangrike versoeke en vermaanings wat die Here op my hart kom lê. Luister baie mooi. Punt nommer 1, luister mooi, punt nommer 1. Moenie nagmaal gebruik voordat jy hierdie leerstelling uit deurgeluister het nie. Die woord sê 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Ons kerke maak ons eie mense dood. Nêrens word sondebelydenis of bevryding gedoen nie. As een blinde, ander blinde lei, val altoe in die gat, in die sloot. Dit is absoluut die waarheid. Vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, leier en profeet wil ek vandag die volgende sê. Luister mooi. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Here vir die wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel hier buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas sonder dat God hulle enigstens opgeroep het. Jy bly 'n mens, nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou lyding van die Here afkry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voort te stap. Moenie soos 'n dwaas na jouself luister nie, want Satan sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met almal van ons. Daar staan geskrywe, Jakobus 3:1, my broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Romeine 10:15, en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie?
Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dan Matteus 23, 8-12, maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie, net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Laaste skrif, Matteus 13, 40-43, soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Dit was punt nommer 1, my liewe broer en suster. Punt nommer 2, luister baie, baie mooi. Paasfees is nie 'n tyd van vakansie hou, visvang, jol en kuier nie. Dit is een van die mees belangrikste eienskappe en aangeleenthede van die Christen geloof. Dit is 'n baie spesiale tyd in enige mens se lewe, veral as jy graag wil hemel toe gaan. Ek sê altyd, daar moet 'n balans in jou lewe wees. Daar's 'n tyd vir jol, daar's 'n tyd van vakansie hou, daar's 'n tyd om te werk en 'n tyd om geld te maak, daar's 'n tyd om te rus. Maar daar moet altyd tyd vir Jesus Christus wees. God moet in alle tye op die troonstoel van jou hart sit. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk moet ons altyd die voorbeeld kan stel aan ander mense wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Kyk vandag na jouself. Wat is die beeld, die boodskap wat jy uitstraal as 'n gesalfde kind van God? Kan vriende, vriendinne, familie, selfs jou man, jou vrou en jou kinders werklik Jesus Christus binne jou lewe raak sien? Hoe lewe jy? Hoe praat jy? Hoe behandel jy ander mense rondom jou? Respekteer jy jou regering? Gehoorsaam jy God se woord? Die tyd van terugdraai na die Here toe is hier, my liewe broer en suster. Vir te lank het ons vir God in die handkas gebere. Vir te lank het ons Jesus Christus se naam misbruik om onsself te finansier, om geld mee te maak en om die eie ek-egos te stimuleer. Vandag sal realiteit julle tref. Vandag sal die egte suiwer woord van God geopenbaar word. Alles wat vandag uit my mond uitkom, sal ek en kan ek met graagte uit die woord van God staaf en bevestig. Al wat God van jou vra is tyd. Maak tyd om na hierdie leerstelling te luister. Jou tyd is 'n offer vir God. Dit kan die verskil tussen lewe en dood in jou lewe beteken. Maak nie saak wie en wat jy is nie. God kan deur enige persoon vermaan. Maak nie saak of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is nie. Maak nie saak of jy 'n dokter, 'n advokaat, 'n onderwyser, polisieman, 'n trokdrywer of 'n eienaar van 'n besigheid is nie. Maak nie saak of jy 'n prostituut, 'n moordenaar, 'n verkragter of 'n boemelaar is nie. God het altyd die laaste sê. Hy is nie 'n verloder nie. Mag die Here julle almal ontvanklik maak. Mag hy julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy die proppe uit julle ore uitdruk en die skille van julle oë af laat val in Jesus Christus se kosbare naam, sodat julle sal bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens en bewys julle bekering met dade wat by julle bekering pas. Ek bid dit alles vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Elke dag vir die volgende 4 dae gaan ek hierdie leerstelling stap vir stap aan almal verduidelik. Ek breek hom op in 4 stukke. Vandag is die inleiding, môre en oormôre die leerstelling en dan laastens die opsomming van die hele leerstelling in sy geheel. Die leerstelling word afgesluit met 'n gebed en 'n seën van God af. Dit is hoe die Here dit op my hart kom lê het. Maak spasie vir jouself. Sit af die selfoon, kry vir jou 'n koppie koffie, 'n koppie tee en luister baie mooi wat die Heilige Gees op my hart kom lê het. My liewe broer en suster, julle het nie 'n idee hoe was ek geestelik aangeval en beproef tydens die maak en voorbereiding van hierdie leerstelling nie. Ek was in my eie tuin van Getsemane. Groot keuses en besluite moes gemaak word. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. As jy iets openbaar, dan word dit van die duisternis tot die lig gebring. Daar's 'n prys om te betaal, 'n offer om te gee. Die werk van die Here is nie maklik nie. Dit is ook nie goedkoop nie. Mag Jesus, die Seun van die Allerheilige God, die Lam van God, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons, bo alles en almal verheerlik word.
Ons prys sy heilige naam, hy wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, aan hom kom al die lof en eer toe. Ek bid dit alles vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.